Dis lekker om weer saam te kuier, en ek weet die Here is by jou, en ek weet dat jou lief, en hier is nie 'n toevallige geleentheid wat nou maar sommer net gekom het nie. Die Here het 'n afspraak met jou, hy wil jou ontmoet, hy wil jou seën, en by hierdie geleentheid, glo ek wil die Here met ons bietjie praat oor ons kinders, en ek besef dat kinders lê eintlik baie naby aan ons harte, en kinders is vir ons baie belangrik. Nou, wat sê die Bybel hieroor? So, ons gaan bietjie kyk wat leer ons uit Jesus se manier, hoe hy met kinders gewerk het en hulle hanteer het. Ons gaan kyk bietjie na hoe ouers dalk verkeerd, soos Eli, verkeerd opgetree het en kinders nie gedissiplineer het nie en maar gelos het en oor toegeknyp het vir die verkeerde dinge. Ons gaan bietjie kyk wat leer ons ook deur hoe leiers soos Jesus, Paulus en ander deur hulle voorbeeld geleer het hoe om reg en verkeerd te onderskei en wat om te doen. En ons gaan ook kyk na wat sê die Bybel oor skynheiligheid. Ons sê, maak soos ek sê, nie soos ek doen nie. Nou, voor ons bietjie praat oor kinders en oor kinderopvoeding, wil ek vir jou baie goeie nuus gee. Weet jy kan nou hierdie program Keerpunt volg op jou selfoon. Daar is 'n toepassing wat nou pas bekendgestel is en wat begin het SABC+. Gaan na jou store toe en gaan kyk bietjie na jou apps en daar is ene waar jy nou op SABC+ op jou selfoon sonder DStv kan luister na TBN Jetu, wat al die programme van TBN, maar ook Keerpunt uitsaai. So gaan kyk bietjie op 'n Sondagoggend 6:30 en ook op 'n Woensdagmiddag 1:30 kan jy op jou selfoon gaan kyk en dan volg jy presies dieselfde program wat jy nou hier op DStv kan volg. So, ons nooi jou ook uit na om selfs ook op, as jy nie 'n DStv het nie, kan jy na die app toe gaan, of jy kan ook gaan na YouTube toe, waar hierdie programme onder drukkie van 'n spybediening beskikbaar is, en ja, en ons gee elke dag ook vir jou 'n bemoedigende boodskap. As jy dit wil ontvang, kan jy na ons telefoonnommer net vir ons die versoek rig. Ons telefoonnommer hier is 079-195-1586. Op 'n maandag stuur ons 'n spesiale boodskapie uit, so van 'n minuut, en op 'n woensdag 'n spesiale gebed om jou te ondersteun. Maar dan sal ook elke dag 'n teksvers met 'n bemoedigende boodskapie by. So as jy belangstel, dan stuur ons dit vir jou, laat weet ons net, ons is, soos jy weet, is ons op sosiale media, op Facebook en Instagram en ook op X beskikbaar. Ek het gesê ons wil so 'n bietjie kyk wat leer ons oor kinderopvoeding. Hoe belangrik was kinders vir Jesus? Hy het by geleentheid gesê, moet nie die kindertjies keer, toe die moeders hulle kinders na Jesus wou bring, sodat hulle die hande oplê en vir hulle seën. Die disippels se houding was soos in die kultuur van daai dag, man, 'n kind is onbelangrik, moenie nou hier lastig wees nie, ons is nou met groot mens goed besig. En Jesus sê, nee, laat die kindertjies na my toe kom. Ek het tyd vir hulle, ek het geestelike seëninge vir hulle, ek weet hulle is reeds 'n geestelike lewe, hulle het reeds die Gees in hulle om met God te kan verbind, en God wil in hulle harte werk. God het hulle gevorm fisies, maar ook geestelik en emosioneel wil hy in hulle harte en hulle liggame werk. So, kom ons kyk bietjie, wat sê Matteus 19 vanaf vers 13 tot 15 hieroor. Die mense het kindertjies na Jesus toe, na hom toe gebring, dat hy hulle die hande moet oplê en vir hulle moet bid. Sy disippels het met hulle daaroor geraas. Maar Jesus het gesê vir die moeders, laat staan, en vir sy disippels, laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder nie. Want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hierdie, soos hulle.
Nadat hy hulle die hande opgelê het, het hy hulle daar vandaan weggegaan. So voor Jesus gegaan het, en die disippels het wou keer, het hy gesê, nee, bring die kindertjies. Hande opgelê, vir hulle gebid, vir hulle geseën. God het geestelike seëninge vir klein kindertjies, wat nie self eers kan loop nie, wat gedra moet word na Jesus toe. Toe moeders hulle kinders na Jesus gebring het hy hulle nie weggejaag nie. Jesus het tyd vir hulle gehad. Weet jy, ek lees in Matteus 18 ook, hoe dat die Here Jesus sê dat hy selfs 'n engel vir hierdie kindertjies gebied en stuur. Daar's vir hulle sorg en beskerming, sal hy die engele in die hemel stuur om by hulle te wees. So belangrik is kindertjies vir God. Hoe belangrik is kinders vir jou? Ons kan so maklik kinders skade aandoen. As ons hoor van die goed wat hulle met kinders aanvang, en met human trafficking, en met al die verkeerde kinderpornografie en dinge, maar weet jy, ons doen skade aan kinders op baie ander maniere, net deurdat ons vir hulle 'n verkeerde voorbeeld gee, deurdat hulle sien, ag nee, godsdienst is nie belangrik nie, sonde is ook toelaatbaar. Ons versuim om vir hulle te leer, hulle dink dit is nie belangrik nie, God is nie in tel nie, die Bybel is nie belangrik nie, kerk is nie belangrik nie. Hulle leer uit ons voorbeeld. En weet jy wat sê Jesus? Hy sê, as jy 'n kind laat struikel, is dit vir jou beter dat hulle hierdie groot maalklippe om jou nek bind en jou die see gooi en jy verdrink. Dat daar 'n verskriklike straf en 'n oordeel is, as jy 'n klein kindjie misbruik en hom verwaarloos en vir hom seermaak en vir hom skade berokken. God waak oor die kinders. God is besorg oor kindertjies. Hy het hulle lief. En daarom dat hy vir ons oproep om hulle in liefde groot te maak en te versorg en op te voed. Hy waarsku ons dat dit opreg moet wees. Ons moet nie skynheilig wees nie. Dit was sy grootste probleem. Hy sê, jy kry mense wat vreeslik hulle kinders godsdienstig behandel en leer, maar hulle lewe dit nie uit nie. Hulle lewe teendeel, verkeerd en sondig, en dan sê hulle vir die kinders, hulle mag dit nie doen nie, maar hulle doen dit self. 'n kind wat vir sy pa vra, maar hoekom mag ek nie vloek nie? Hoekom mag ek nie eendag rook nie? Hoekom mag ek nie dit doen nie? Hoekom mag ek nie 'n leuen vertel nie? Julle het dan nou 'n leuen vertel. Julle het vir daai oom gesê, julle het nie dit nie, en julle was nie daar nie, en julle het nie so vinnig gery nie, en julle het vir die oom gesê, pa's nie hierso nie, hy's weg, hy's nie vandag hier nie. En julle jok. So, luister 'n bietjie wat Jesus sê oor die fariseërs, oor hierdie skynheiligheid. In Matteus 23 vers 3 sê hy, julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê, want hulle sê die regte goed. Maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie. Want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Is dit nie 'n verskriklike aanklag nie? Dat 'n mens so skynheilig kan wees. Soos die fariseërs, wat Jesus op die einde sê, maar weet jy, hulle sê die regte goed, hulle sê wat in die Bybel staan, maar hulle doen dit nie self nie. So, julle moet net weet, hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie. Nou kan ek vir jou vra, kan jou kinders en die kinders wat jy mee te doen het, en die kinders in jou klas, of die kinders in jou sonnaarskool, of die kinders waar ook al, wat jy met kinders te doen het, kan hulle jou voorbeeld altyd navolg? Of is jy skynheilig? Ek onthou uit my kinderdae, was daar 'n meneer wat vir ons sonnaarskool gegee het, en toe het ons hom eendag gesien dat hy dronk is. Dit was vir ons verskriklik. Ons kon nie glo wat ons gehoor en gesien het nie. Weet jy, ons kan so maklik sonde vir ons kinders demonstreer. En dan dink hulle dit is reg, want pa en ma maak so. Ons sê vir ons kinders, ja, dis verkeerd, jy mag nie 'n leuen vertel nie, jy moet eerlik wees. En dan kom hulle agter, ons voorbeeld is nie so nie. Ons leer ons kinders meer deur ons voorbeeld. En hulle sien wat is reg en verkeerd, sonder dat ons 'n woord gesê het.
Want hulle sien wat ons doen. Hulle weet wat is belangrik en wat is onbelangrik. 'n Waardestelsel wat ons aan hulle oordra. Dat 'n kind sal sê, maar ek weet, rugby of golf of die TV is belangriker as kerk, as God, as die Bybel. Want my ouers, hulle het nie tyd hiervoor nie, maar hulle het tyd daarvoor. Hulle het altyd verskonings as dit kom by die kerk. Ek onthou so goed, Rega van der Berg, 'n bekende regisseur van baie films en na sy bekering baie films oor die Bybel gemaak het ook. Hy sê sy keerpunt het gekom, een aand, na 'n verskriklike kuierery en 'n partytjie en die volgende oggend die kind kom vra kerk toe gaan, sonnaskool toe. Sal pa my vat. En hy's nie lus nie en hy's negatief en hy's gedrink nog. En hy sê toe hy die kind aflaai en die kind hom soen, toe slaan sy drankasem terug in sy gesig. En hy besef net, wat leer hy sy kind? Wat 'n voorbeeld is hy vir sy kind? En hy besluit hy gaan nie huis toe nie. En hy ry toe daar na 'n kerk wat aan die gang is en hy gaan sit daar agter en die Here begin met hom praat oor sy geestelike lewe en oor watter invloed hy op sy kind het en wat 'n voorbeeld hy vir sy kind stel en hoe hy vir sy kind leer wat is reg en verkeerd deur sy voorbeeld wat verkeerd is en hoe hy vir sy kind leer godsdienst en kerk en die Here is nie belangrik nie, want jy moet gaan maar, gaan jy sonnaskool toe, pa gaan nie na die soen toe nie. En hy gaan sit daar in die kerk en hy sê en die Here begin in sy hart werk en hy begin te huil en hy begin besef hy is verkeerd en hy maak met die Here reg en hy bly agter en hulle help hom en hy kom tot bekering. Wat 'n getuienis daarna, wat 'n invloed daarna het jy op jou kinders. As jy met jou kinders gaan regmaak en sê ek was verkeerd, vergewe my voorbeeld was nie reg nie. Ek is jammer dat ek dit gesê het. Ek is jammer dat ek so opgetree het. Jammer dat ek my meer verloor het en dit en dat aangevang het. Ek is so jammer want die Here het vir my gesê dis sonde. En ek het dit bely en ek het met hom reg gemaak. Hoe lyk jou verhouding met jou kinders? Is jy besig om hulle op te voed volgens die riglyne van God se woord wat hulle in jou lewe sien? Wat hulle ervaar, hoe lief jy die Here het. Hoe kan jy vir jou kind sê, jy moet bid en hy sien jou nooit bid nie? Jy vir jou kind later aan sê, jy moet van die Here getuig, maar hy het nog nooit vir jou woord getuig. Hy het nog nooit gesien hoe jy vir iemand anders bid nie. Hy het nog nooit gehoor hoe jy vir iemand help uit die Bybel en waar jy 'n geestelike gesprek voer nie. Wat is vir daai kind belangrik? Wat is vir hom onbelangrik? Die kinders word groot met die idee wat mens praat nie oor die Bybel nie. My ouers het nooit oor die Here gepraat nie. Mens maak nie die godsdienst so goedkoop nie, loop nie met die Bybel op onder jou arm nie. En kinders wat ontstel raak, dat hulle pas op, want dan word hulle sektes en hulle dwaal, as hulle soms so oor die Here begin praat. Kan jy sien hoe ons voorbeeld vir ons kinders verkeerd leer? Ons is nie vir hulle 'n goeie voorbeeld nie, want ons versuim, ons het nie tyd vir hulle nie. Ons het nie tyd vir die Here en vir die Bybel nie. As jy gaan kyk wat die Bybel vir ons leer, dan sien jy, hy sê, jy moet begin in jou eie hart. As jy vir jou kind van die Here wil vertel, moet jy eers sorg dat jy vir die Here lief het. En as jy dit nie uit liefde vir die Here sê nie, moet jy dit nie sê nie. Jy moet nie die Bybel gebruik om jou kind te slaan, oor sy kop in die Bybel te slaan, letter en figuurlik bedoel ek eintlik. Jy vir jou kind met Bybeltekste slaan, maar hy sien nie die liefde van die Here in jou lewe nie. Hy sien nie dat jy die Here lief het nie. Kyk bietjie wat sê die Here as hy vir sy volk wil leer en sy kinders, sy volgelinge wil leer oor hoe 'n mens 'n kind moet grootmaak. Hy sê begin in jou eie hart dat jy seker maak jy die Here lief, nie net effens, nie net so af en toe nie, maar met jou hele hart. En tweedens, dan moet jy dit met jou kind praat. Jy moet nie dit vir jouself hou nie. Jy moet vir jou kind leer. Jy moet uit die Bybel vir hom vertel. Jy moet tyd maak om met hom oor die Here te praat. En dan moet jy weet, jy moet dit demonstreer.
Hy moet dit in jou lewenstyl en lewenswyse sien. Hoe jy optree, wat jy doen, hoe jy met mense hulle respekteer of minag of hoe jy leer vir hulle sekere beginsels. Hulle sien dit in jou lewe. Luister bietjie Deuteronomium 6. Deuteronomium 6 van vers 4 af staan daar: Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. En daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel en met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat. Praat as jy in jou huis is en as jy op pad is en as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as 'n herinneringsteken vaspunt aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkusyne en op jou stadspoorte. Dis God se plan. Jy moet die Here lief hê en jy moet daarvan oorloop, jy moet daaroor praat. Jy moet nie net op 'n Sondag nie. Ja, daar moet sekere tye, vaste tye wees wat hy sê, jy moet jou dissiplineer. As die kind gaan slaap, moet jy met hom praat oor die Here, moet jy stilte tyd hou, moet jy saam met hom bid, moet jy hom in die bed gaan sit. En nie soos die seentjie wat sê, maar pa, kom nou, ons moet nou Bybel lees, en sê jy, ag nee man, ek is nou besig met ek kyk nou hierdie program, of ek is nou op my rekenaar. Hy moet agterkom, hierdie goed skuif jy maklik een kant. Jy pos hier, terwille van die Here se woord. Dis die belangrikste. Hy sê, jy moet jou kind praat as hy gaan slaap, as hy opstaan. Eerste ding, Here moet die belangrikste wees in julle huis. En as jy gaan slaap, en as jy opstaan, maar dan sê hy ook sommer deur die dag, as julle saam aan tafel is, as julle eet, dit moet spontaan wees, as julle op pad is, as julle ergens stap of ry, dis die tye waar jy met die kind moet praat, oor wat vir jou belangrik is in die Bybel, en hoe lief jy die Here het, en hoe jy ook graag wil hê hierdie kind moet die Here dien. Het jy al met jou kind gepraat oor die Here? Het jy al vir jou kind gehelp om 'n Christen te word? Het jy al sy hart vir die Here oopgemaak? Het jy al sy sonde bely? Het julle saam gebid? Dis die belangrikste geskenk wat jy vir jou kind ooit kan gee. Nie materiële goeders nie. Daai goed word steel hulle, en mot en roes sê die Bybel, verniel dit. Al die mooi klere, al die wonderlike gadgets en al die elektroniese, het is verganklik. Maar weet jy, die saad van die woord en die liefde vir die Here wat jy in daai kind se hart plant, dit groei, bly vir altyd. En as jy nie meer daar is nie, jy is oorlede, sal jou kind hierdie saad onthou en sal hierdie kind sy kinders leer van die Here. En sal hy hierdie gesindheid oordra wat hy in jou leer ken het, hierdie toewyding, hierdie opregtheid, hierdie eerlike voorbeeld, dat jou kind jou kan navolg, en weet jy dien die Here, en jou kind wil jou navolg, want jy is 'n voorbeeld vir hom. Hy sê, ja, dit moet die gesprek tussen jou en jou kind wees. Julle moet gereeld praat oor die Here. Hy sê maar, jy moet dit opreg doen. So jy moet eers sorg dat jy die liefde van die Here in jou hart het, en dan moet jy dit demonstreer vir jou kind. Hy sê, skryf dit op jou hand, jou aanraking, jou tug, jou dissipline, jou leiding wat jy gee. Hy moet die liefde van die Here sien. Hy moet sien, dit staan op jou hand geskryf, dat jy die Here lief het met jou hele hart. Daarom gaan jy vir hom help en vir hom so en so stuur in 'n rigting. Skryf dit op jou voorkop, alles wat jy dink en sê, jou gedagtes. Hy moet sien dat jou hart en jou gedagtes is vol van die liefde vir die Here. Hy moet dit sien, ook in jou huis. In hierdie huis word sekere dinge nie toegelaat nie. Hier sekere dinge wat ons sal nie vir die duiwel 'n plek gee nie. Ons maak nie vir hom 'n opening hier nie. Ons skryf op die deurkusyn. Ons is die huis van die Here. Ons het die Here lief met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, al ons krag. Ons het die Here lief bo alles. Dis hoe jou kind moet groot word. Dis wat kinderopvoeding betref.
Jesus het so saam met sy disippels gelewe. Het jy tyd vir jou kinders? Jesus het meer tyd aan sy disippels spandeer as aan die skare vir wie hy gepreek het. Hy het vir hulle geleer hoe hanteer 'n mens hierdie krisis oor die geld en die belasting. Gaan vang 'n vis, daar's 'n geldstukke goud in sy mond. Hoe hanteer jy hierdie mense wat jou aankla en stories het oor die belasting? Geef my 'n muntstuk. Sien jy, is die keiser se wêreld. Dis sy wêreld. Jy moet aan hom betaal wat hom toekom en aan God wat God toekom. So het hy hulle geleer om intiem met God te wees oor hulle sonde, en nagmaal te gebruik en brood en wyn en druiwesap om met die Here reg te maak oor sonde. Hy het hulle geleer hoe om te bid. Hy het vir hulle gedemonstreer hoe om te help vir iemand wat siek is, wat deur die duiwel besete is. Hy het vir hulle gedemonstreer hoe help jy iemand wat 'n krisis het. Jy sien, Jesus het saam met hulle gelewe en 'n voorbeeld gewees van die liefde van God. So het hulle hom leer ken. So het hulle ook geleer ken, hoe maak jy mense wie jou vals beskuldig, wat jou beledig, wat vir jou seer maak, wat vir jou kruisig. Jesus was 'n voorbeeld van dit alles, ten alle tye. Paulus sê ook, hy sê, julle moet my navolg. Daai eerste vers in Korinte 11, wat hy sê, volg my soos ek vir Jesus navolg. Julle kan my maar navolg, want ek volg vir Jesus na. En in elke aspek het hy geleer hoe 'n mens dit moet doen. Hy het in elke faset van sy lewe het hy gedemonstreer. Paulus het selfs gesê, weet jy, as ek nou, daar's niks aan om by daai afgode vleiswinkel te gaan vleis koop nie. Ek weet, ek steur my nie daaraan nie. Ek wy daai vleis en my ete alles aan die Here toe. Ek glo nie in die afgode nie. Wat 'n mag het hulle? Ek glo nie in ander gode nie. Ek wy my vleis wat ek koop by die slaghuis aan die Here. En dan maar as iemand sou sê, nou maar dis eintlik 'n afgodsplek daar waar jy die vleis koop, dat hy sê, daar sal ek in der ewigheid nie eens vleis eet nie, want ek wil nie jy moet nou die afgode ook begin dien, omdat jy dink ek dien die afgode deurdat ek daai vleis daar koop nie. Jy sien, Paulus hy sê, ek sal in der ewigheid nie eers weer vleis eet, as ek my broer tot struikeling kan wees nie. Ek wil 'n voorbeeld vir jou wees. Ek wil nie veroorsaak dat jy struikel nie. Ek wil nie jy moet verward wees nie. Ek wil nie jy moet ongelukkig wees in jou geestelike lewe agteruitval nie. Ek sal nie iets doen wat jou kan laat terugval in jou geloof nie. Paulus was iemand wat ten alle tye vir hulle gesê het, weet jy, selfs as ek swaar kry, kan ek vir jou vertel, in swaar kry tye, draai ek nie teen die Here nie. Bal ek nie my vuis teen die hemel nie. Maar onderwerp ek my aan die Here en ek weet, hy louter my en hy maak vir my suiwerder goud. O, ek volg vir Jesus na met my hele lewe. Ek wil net doen wat hy vir my sê. Daarom sê hy ook in die Bybel, hy sê, weet jy, ek het my voorgenem as ek met julle praat. Ek oor niks anders praat as oor Jesus Christus en oor hom as gekruisigde. Ek wil vir julle vertel van die vergifnis. Ek wil nie skaam wees om daaroor te praat, dat Jesus sonde kan wegvat, dat hy jou lief het, dat hy die sonde uit jou hart wil wegneem nie. Dis die wonderlikste boodskap wat ek het, wat ek wil vertel vir almal. Ja, wat 'n voorbeeld is ons vir ons kinders. Iemand het eendag sê, weet jy wat is die belangrikste geskenk wat jy vir jou kind kan gee? Is 'n gelukkige en 'n mooi voorbeeldige huwelik. Ek sien dat op 'n stadium dan sê die Here, weet jy wat, jou nageslag gaan ly onder jou voorbeeld en jou slegte huwelik. Jou kinders gaan verkeerde persepsies kry van wie God is en wat liefde is. En hoe reageer mense as jy verskil? En hoe reageer jy as jy woedend is en kwaad is? Luister net bietjie hierdie teks wat staan in Maleagi 2 vanaf vers 13 af, wat die volk kom en sê, die profeet sê, julle huil en julle kerm en julle sug by die altaar van die Here, omdat hy nie meer julle offers wil aanneem nie. Hoekom doen hy dit nie? En julle vra, waarom dan nie?
En dan gee hy die profeet die antwoord. Dit is omdat die Here weet wat gebeur het tussen jou en die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is. Jy was ontrou aan haar, ontrou aan jou eie vrou, die vrou aan wie jy plegtig trou beloof het. Die Here het man en vrou een gemaak en een in liggaam en gees. En waarom een? Omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. Beheers julle. Moenie ontrou wees aan die vrou met wie jy van jou jeug getroud is nie. Die Here, die God van Israel sê, hy haat egskeiding. En egskeiding is niks anders as geweld nie, sê die Here die Almagtige. Beheers julle, moenie ontrou wees nie. Gee vir jou kind daai sekuriteit. Gee vir hom 'n gelukkige huwelik. Dat hy weet hy is veilig by jou, hy is versorg by jou en jy en jou kinders groei in die liefde van die Here op. Die Here sal jou nie los nie. Maak tyd vir jou kind, laat die Gees jou lewe beheer, bely wat jy verkeerd gedoen het en maak reg met jou kinders terwyl jy nog kan en vra die Gees om jou te vul met sy liefde. Die Here help jou om 'n goeie ouer vir jou kind te wees.